Ons gaan nou vandag aan met die gawes van die Heilige Gees. Ons het alreeds 6 van hulle behandel en vandag gaan ons dan die laaste 3 van die 9 behandel wat dan die 3 spraakgawes is. Die 3 spraakgawes is dan eerstens die spreek in tale, tweedens die uitleg van tale en derdens profesie. So met die eerste lesings van die eerste groep het ons gepraat oor die openbaringsgawes wat nie soos die spraakgawes opborrel en uit jou mond uitkom nie. Dit is gawes wat jy van bewus raak binne in jou. Dit is openbarings binne in jou. Die Here wys binne in jou hart vir jou sekere dinge, binne in jou gedagtes, wys hy vir jou dinge, hy openbaar dinge aan jou. En spraakgawes het 'n manier waar dit meer opborrelend is as wat dit iets is wat oor gedink kan word in aanhalingstekens of wat vooraf openbaar word. Dit is 'n spontane uitborreling van woorde deur die Gees van die Here. So die eerste een is dan die tale en ek het al gesien, ek het nou, dit is nie eintlik so nie, want ek moet jou sê, daar het al 'n paar dinge, ander dinge ook wat ek agtergekom het, dat die gelowiges is vir hulle moeilik, maar die spreek in tale het ek gesien is vir mense regtig moeilik. Hulle kan nou nog glo as iemand gesond gebid word en hulle kan nog glo as iemand sê ek voel die Here het 'n woord op my hart gesit vir dit en dit en dit, maar om in tale te spreek is baie moeilik. Die konsep om in tale te spreek deur die Gees van die Here is vir mense baie moeilik om te verstaan. En een persoon het vir my gesê, dit klink net soos 'n gebabbelry, en partykeer klink dit net soos 'n gebabbelry, maar dit maak dit nie 'n gawe nie. Dit val onder dieselfde teks van die 9 gawes van die Heilige Gees. En as jy in profesie glo, dan kan jy dan net sowel in tale ook glo, omdat dit deel is van die gawes van die Heilige Gees in dieselfde skrifgedeelte in 1 Korintiërs 14. Nou voor ek met die gawe self begin, wil ek net so vinnig iets sê oor die tong self. Sê die tong is die grootste struikelblok in enige mens se lewe. En Paulus het geskryf, as dit nie vir sy tong was nie, was hy die perfekte mens gewees. In Psalm 16 vers 9 noem Dawid sy tong my eer. Hy sê, my tongue is my honor. En die hoofdoel van jou tong is om God te verheerlik. Dit is die hoofdoel van jou tong. En dan wil ek sommer net sê, tweedens, die tong is daar om mense mee te seën. Om God mee te seën en mense mee te seën. En dit is hoekom jy 'n tong het, is om juist dit te doen. Die woord praat van 'n onberistelike tong, en so mooi gesê, it is to speak without sin, om te praat sonder sonde. Is dit nie mooi nie, 'n onberistelike tong. Dan geen mens het die natuurlike vermoë om sy tong te beheer nie, en het regtig die bonatuurlike krag en wysheid van God nodig daarvoor. So om jou tong aanhoudend aan die Here te gee, en onder te skik aan die Here. En jy weet, ons bid in die oggende voordat ons uitgaan in die dag, ek bid dit seker elke dag van my lewe, dan sê ek, Here, sit vandag wag voor my mond. Ek bid dat U woorde soet op my mond, my tong sal lê. Ek bid dat U my sal bewaar daarvan om sleg te praat en te skinder, en jy weet, ek bid vir my tong, en jy weet, en dit is moeilik vir mense om hulle tonge te beheer, en ek staan partykeer verstom wat uit mense se monde kom. En ek het nou die dag 'n video gekry, kyk van 'n ou vrou, 'n ou tannie, wat haar meer verloor het, en hoe sy te kere gegaan het, en haar tong, wat totaal en al buite beheer was, en ek het by myself gedink, hoe kinderagtig is dit nie? Hoe erg is dit, dat 'n groot volwasse vrou, wat klein kinders het, wat vol wysheid moet wees, dat sy so kan daal na daai vlak toe om so lelik te praat. So maak nie saak hoe jy lyk nie, maak nie saak hoe mooi jy aangetrek is en wat se klere jy dra en hoe mooi jou hare gedoen is of wat ook al nie. As jy nie jou tong kan beheer nie, doen dit afbreek aan jou. Daar's mos maar so 'n spreekwoord wat sê, al dra 'n aap 'n goue ring, hy blyk maar 'n lelike ding, so ietsie. En dit is presies net so. As jy toelaat dat woorde uit jou mond kom wat nie God verheerlik en mense seën nie,
En dan gooi dit 'n skade weer oor jou en dit is lelik. En ek moet vir jou sê, ek ken mense in my lewe, spesifiek 2 mense, wat ek nou aan kan dink, wat ek nog nie een keer in my hele lewe hulle gehoor praat of skinder het oor 'n ander persoon nie. As hulle oor iemand anders te praat, is dit altyd in 'n positiewe manier, en as hulle niks het om te sê nie, sê hulle niks nie. Hulle sal nie lelik praat nie, en dit is my so mooi, want dit sê soveel van hulle karakter en hulle volwassenheid in Christus. Nou, daar was 'n tannie gewees wat ook sy het nooit geskinder, sy het nooit lelik van mense gepraat nie, nooit. En eendag kom een van die gemeentelede na haar toe en hy sê, "Vir tannie, sekerlik kan jy iets sleg sê van die duiwel, want daar's wraggies niks goeds te sê oor hom nie." En die tannie het so gedink en sy sê, "Boetie, weet jy wat? Hy het nie 'n leihaar op sy kop nie." So, daar is regtig mense wat so wonderlik is, hoe hulle nie oor mense praat nie. En ek wil vir jou vandag bemoedig en vir jou regtig motiveer om 'n wag voor jou mond te sit, om die Here te vra om 'n wag voor jou mond te sit, en maak seker wanneer hulle 'n lunchbreak het, dat die volgende wag al reeds terug is voor die ander een weg is, want is in daai lunchbreak waar daar net iets uit jou mond uit glip. Nee, is net so grappietjie, maar ja, julle, dit is belangrik. Romeine 6 vers 13 sê, moenie jou tong tot beskikking stel van sonde nie. En ek het 'n hele lering oor die tong, spesifiek, en het nou niks met die gawes van die Heilige Gees te doen nie, maar hoe die tong 'n wapen van moord kan wees. En as die Here wil, sal ek dan eendag dit ook opneem, maar ek wil vir jou sê dat jy jou tong moet oppas. Jy moet die woorde in jou mond oppas. En my gebed elke dag vir myself is dat ek 'n waardige spreekbuis vir die Here sal wees. Nou, ek kan nie uit een mond uit aan mense profeteer en woord gee, en in dieselfde mond mense beskinder en vloekwoorde sê en vuil grappies vertel en nie. So ek moet elke dag kies, en elkeen van julle moet elke dag kies, dat om jou tong tot verheerliking van God se naam te hou. Nou, die groot ding is, wat jy mooi moet onthou, is dat die woord sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En wanneer ek sien dat mense 'n probleem het met hulle monde en met hulle tonge, dan weet ek wat in hulle harte aangaan. En dit is maar die eerste teken, is wat uit jou mond uitkom, is wat in jou hart aangaan. En party mense is baie slim daarmee, en hulle kan wegkom vir 'n rukkie daarmee, maar daar sal een dag wees wat jou mond net opslip en jou in die steek laat, en jy kan nie meer voorgee nie. So ja, dit was nou so vinnige, net 'n opname gewees oor jou tong, en om jou tong te behoed en te bewaar, want jou tong is daar om ander te seën en die Here te verheerlik. Maar kom ons gaan terug na die gawes van die Heilige Gees, en dan spreek in tale. Handelinge 2 vers 2 tot 4 skryf Paulus sê, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het, en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en begin te spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So hierdie was die eerste geleentheid van spreek in tale gewees, was met die Pinksterfees. Nou daar 2 spesifieke dinge gebeur, soos wat ek het verstaan in die Bybel, en die een was dat hulle in tale gespreek het, wat ander nasies kon verstaan het, en dat hulle in tale gespreek het, wat soos 'n onbekende taal was, jy weet, 'n geestaal was. So ek weet van 'n predikant, wat gaan preek het in 'n ander land, en ek kan glad nie onthou wat die land was nie, en terwyl hy het gepreek, en dan het hy tussendeur in tale gespreek, net gewoon soos sy gebedstaal, het hy net gespreek, en dan preek hy weer verder, en dan spreek hy in tale,
En toe het hierdie groep mense wat geluister het na hom gesê, hy het die perfekte dialek van hulle taal gepraat, en hy kan nie eers daardie taal praat nie. So in sy hart en in sy oë het hy gevoel dat hy net in tale spreek, en dit is hoekom dit so belangrik is dat ons in tale sal bid, want ons sal nie weet, wanneer ons iewers dalk in tale bid, en 'n aanhoorder verstaan ons nie. So, maar in elk geval, die spreek in tale het dan 2 verskillende bene, dit is dan 'n geheimenisse, soos wat die woord vir ons sê, en dan ook, dat daar moontlik iemand is, al is dit een iemand wat kan verstaan wat jy sê, omdat dit in sy dialek is wonderlik. So, dit is 'n teken van die manifestasie van die Heilige Gees. Ek het dit ook al reeds vir julle gesê. So hier kan jy sien, hulle is vervul met die Heilige Gees, hulle is gedoop met die Heilige Gees, en toe het hulle in tale begin spreek. So dit is 'n manifestasie van die doping van die Heilige Gees. Ek weet daar's mense wat dan sê ook dat hulle weet hulle is gedoop met die Heilige Gees, maar hulle spreek nog nie in tale nie. En ek kan nie vir jou presies sê nie, dit is nie in my geval dieselfde nie. Toe ek gedoop is met die Heilige Gees, het ek onmiddellik in tale gespreek, en spontaan. Ek onthou, ek het net besef, maar ek is besig om in tale te bid, en toe ek het besef, toe huil ek so, want ek het so geween, en ek was so dankbaar daaroor gewees. Maar dan is daar mense wat ek weet hulle is gedoop deur die Heilige Gees, en dan kom die spreek in tale eers later in hulle lewens. Dan het ons ook al gepraat oor dat dit 'n gebedstaal is, en is 'n persoonlike en direkte kommunikasie met God, en nie noodwendig wat in die gemeente gebeur nie. Die spreek in tale is ook 'n teken vir die ongelowiges, want die ongelowiges wat daar gestaan het in Handelinge 2, hulle het dit gehoor, en dit het hulle tot bekering gebring, en daar's 3000 mense daardie dag tot bekering gekom. Pinkster, die disippels het dit ook nie verstaan nie, maar die ongelowiges in die omtrek het dit verstaan. So, die disippels het net in tale gespreek, en hulle het in 'n taal gespreek wat hulle nie ken of verstaan nie. En die ongelowiges, die Grieke en so aan, het dit gehoor, en hulle het verstaan wat gesê. So ek kan nie vir jou sê vandag of het hulle Grieks gepraat of nie. Ek dink miskien sê die Bybel vir ons, maar hulle het in tale gespreek. En dan die aandag is dan op die geestelike werking by 'n byeenkoms. Ek weet dit net, wanneer jy by 'n byeenkoms is waar daar in tale gesing, gespreek, gebid, geprofeteer word, wanneer dit gebeur, daar's net 'n geestelike werking wat op daai oomblik plaasvind. Dit is 'n opbouing in die gees, in die hele groep en in die gehele gemeente. Dit is so kragtig, want die Here sê dit is opbouend vir jou eie gees. So as jy 'n klomp mense is wat op een slag in tale bid, hoe opbouend is dit vir jou eie gees, en hoe opbouend is dit in die hele atmosfeer. So dan die tweede gawe van die spreektaal gawes, of die spraakgawes, is dan die uitleg van tale. Die uitleg van tale het geen doel sonder die gawe van die spreek in tale nie, want die uitleg van tale volg op die spreek van tale, die spreek in allerhande tale. So dit is nie 'n vertolking nie, dit is 'n interpretasie van 'n onverstaanbare taal. Dit is die bonatuurlike interpretasie van hierdie onverstaanbare taal of tale wat vooraf gegee is in dieselfde byeenkoms. Dit volg op mekaar. So dit is nie om woord vir woord te gaan sê altyd wat die persoon gesê het nie, maar dit is 'n bonatuurlike interpretasie. Dit word deur dieselfde persoon of deur 'n ander persoon gegee. En in die ou dae in die Pinksterkerke het dit so gereeld gebeur. Ek onthou as kind, dan het 'n tannie in tale gebid, en dan het iemand anders te gekom en hulle die tale uitgelê. En partykeer was dit so baie lang tale en 'n kort uitleg, partykeer was dit 'n kort tale maar 'n lang uitleg gewees, want dit gaan nie oor woord vir woord nie. Dis glad nie 'n woord vir woord uitleg nie. Dit is 'n opborreling vanuit jou geesmens wat dan die uitleg van tale doen. Die woord interpretasie is amper verkeerd, want interpretasie wil vir jou die idee gee dat dit 'n taal is wat geïnterpreteer moet word, en dit is glad nie wat dit is nie. Dit is meer 'n uitleg, 'n geestelike uitleg van tale, en soos ek sê, dis ook nie woord vir woord nie. Die doel van die uitleg van tale is dan presies dieselfde as profesie, om te stig, bemoedig en te troos.
Die Bybel sê hy wat in 'n taal spreek, spreek om homself op te bou, en hy wat profeteer bou die gemeente se geloof. 1 Korintiërs 14 vers 1 tot 5. En so Paulus skryf ook daar, hy sê dit, ek wil hê dat julle almal in tale moet praat, maar dit is ook vir my belangrik dat julle die tale sal uitlê, dat dit uitgelê sal word en nie net in tale is nie. Skryf hier in 1 Korintiërs 14 vers 5 sê, ek sou bly wees as julle almal in tale bid, maar nog blyer as julle sou profeteer. Want om te profeteer is 'n belangriker en nuttiger gawe as die spreek in tale, tensy iemand dit sou uitlê, sodat die gemeente daardeur opgebou kan word. So die spreek in tale kry sy waarde in die uitleg van tale. So hoekom dan nie net profesie nie? Hoekom dan tale en uitleg? So hoekom moet ons in tale bid en iemand moet dit uitlê deur die Gees? Hoekom kan ons nie net profeteer van die begin af nie? En dit is, soos ek gesê het, om die ongelowige se aandag te trek en die ongelowige op te bou en om tot bekering te bring. En dan moedig dit die liggaam om as een te vloei. Dit is so mooi, ek onthou as kind, die een spreek in tale, die een interpreteer, die ander sing 'n profesie, die ander een sing in tale, die ander een sing die uitleg. Dit was so pragtig en die hele gemeente en die Gees van die Here beweeg deur die hele gemeente. So dis nie net een persoon wat profeteer nie. Dit is die gemeente wat saam begin vloei in die gawes van die Heilige Gees. Dan die ander ding is dat die menslike aspek word uitgeskakel. So die Gees van die Here binne in iemand begin in tale bid en hy bly stil en iemand anderste lê dit dan uit en dit is nie eie intellek, eie emosies, eie opinies nie, eie nie. Dit is werklik 'n plek waar die gemeente self saam begin vloei. En dan dit bring ook die gemeente se gees tot onmiddellike aandag. Ek het dit ook al beleef in my lewe, dit is asof, wanneer die een persoon in tale begin spreek in die kerk, asof daar 'n stilte in die gemeente plaasvind, want ons besef, maar hierdie is 'n aandag wat gevestig word, en dan wag die gemeente, wag hulle vir die uitleg, vir iemand om te bid. So as ons nou verder gaan lees, dan gaan jy sien dat dit belangrik is dat die een wat in tale spreek, moet bid dat hy sy eie uitleg kry, of anders moet iemand anderste dit uitlê. En ek dink, kom ons spring dan sommer gou toe 1 Korintiërs 14 vanaf vers 26 af lees ek dan vir ons. Ek lees hier: Wel, liewe broeders en susters, kom ons vat dit saam. As julle by mekaar kom die een met 'n loflied, die ander een wil oor 'n saak onderrig gee, nog 'n ander een wil vertel van 'n openbaring wat hy ontvang het, by die openbaringsgawes, en dan 'n ander een wat in tale praat en 'n ander een dit uitlê. Goed so, maar laat ons alles so doen tot opbou van die gemeente. As daar persone is wat in tale praat, gee aan 2 of hoogstens 3 die geleentheid om dit te doen en laat iemand dit uitlê. Maar as daar niemand teenwoordig is wat die praat in tale uitlê nie, laat hulle in die gemeente byeenkoms dan stil bly en hulle tuis op hulle eie tot God rig. So wat die Bybel vir jou hier sê is dan, Ek dink net daar moet meer weer teruggekom word na die orde daarvan. En wanneer iemand in die gemeente in tale spreek, dat die res van die gemeente stil bly en wag vir die uitleg. Want wat ek agtergekom het, is iemand sal in tale spreek en dan sal alles net aangaan, asof hulle amper die persoon wat in tale gespreek het wil stil maak. Maar daar's 'n opvolg van die tale spreek en dit is die uitleg van tale. En ek wil gemeentes en leiers aanmoedig dat hulle nie die mense wat in tale spreek se monde snoer deurdat daar nie 'n uitleg kom nie. Die uitleg moet kom. So wees bedag daarop, gaan kyk wat sê die Bybel daaroor. Wanneer jy in tale spreek, moet daar iemand dit uitlê. Nou in vers 28 sê hy dan, maar as daar dan niemand teenwoordig is wat die praat in tale kan uitlê nie, laat hulle dan stil bly. So partykeer is dit so dat jy in tale spreek en dit word nie uitgelê nie.
Dit kan uit twee redes wees. Die een is wat ek nou gesê het, dat daar nie geleentheid gegee word nie. Die ander een natuurlik is dan dat dit 'n gebedstaal is en dat dit eintlik tale is wat gespreek moes geword het in jou gebed alleenlik en nie kliphard nie en om te wag dan vir 'n uitleg nie. So nie alle spreking in tale is om hardop gesê te word nie. Jy weet in 1 Korintiërs 14 vers 4 skryf Paulus daar, hy wat in 'n taal spreek stig homself. So wanneer jy in tale bid, stig jy jouself. En Judas 1 vers 20 bemoedig julleself, bou julleself op in die allerheiligste deur in die Heilige Gees te bid. So wat bou jy? Hoe bemoedig jy jouself in liggaam, siel en gees wat saamwerk? Die woord opbou in die Latyn is huis. Dit is eidies en die vicarius is die ander woord en dit beteken om die huis te bou. En jou liggaam is 'n tempel van God. 'n Tempel van God wat aanhoudend gebou moet word. In Grieks is liggaam soma. So 'n tempel in hierdie skrif beteken dat die allerheiligste, die heilige plek van God binne in jou opgebou moet word. 1 Korintiërs 14 vers 14 sê, wanneer ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Jou gees spreek in jou liggaam en in jou siel in. So asseblief julle begeer om in tale te bid. Jy mis absoluut uit wanneer jy nie in tale bid nie, of in tale spreek nie. Profeteer selfs oor jou eie lewe in tale. Partykeer sal ek net hier op en af in my kamer loop en ek sê, Here, ek profeteer vandag oor myself en dan begin ek net in tale bid. Dan sal ek by my joernaal kom sit en ek sal begin skryf. En miskien is ek dan besig om die uitleg van die taal wat ek gebid het toe ek op en af in my kamer geloop het, neer te skryf. So moontlik is ek besig dan om die uitleg daarvan ook in my boek neer te skryf. Jy spreek dan in jou eie gees in en jy spreek verborgenhede wanneer jy in tale bid en ek wil net vir jou regtig aanmoedig om absoluut die Here te soek daarvoor. Soek die Here daarvoor. Ek het as kind, ek was so 12 jaar oud gewees, was ek gedoop met die Heilige Gees, met die spreek in tale, en toe het ek vir jare, in my hoërskooljare, het ek nooit weer in tale werklik gebid nie, en toe het ek, as so in my vroeë 20's, het ek teruggekom by die Here, en daar was 'n hernuwing van hierdie spreek in tale gewees en dit was wonderlik gewees. En dan wil ek ook vir jou sê, jou taal kan groei. Jy begin dalk net met vokale of jy begin dalk net met gewone klanke en in jou geloof en in jou stap van geloof begin die Here daai woorde meer maak. En jy moet jouself, net soos wat ek vir jou gesê het, miskien is dit vir jou makliker om 'n woord in jou hart in die openbaringsgawes te vloei met 'n onderskeiding van gees, maar om dan kliniek toe te gaan en vir die siekes te gaan bid om jou gawe te strek. Net so wil ek vir jou sê dat jy ook jou gawe kan strek met die tale en die uitleg van tale. Wanneer jy nog nie in tale bid nie, of wanneer jy voel dat jou tale is nie, groei nie, begin net meer en meer en meer, sit meer klanke by en die Here, soos wat jy die klanke by sit, vul die Here jou mond. Soos wat jy die klanke, dit is soos 'n gee en neem aksie die heeltyd. Die Here gee, ek vat 'n kans, die Here gee, ek vat 'n kans, die Here gee, ek vat 'n kans, en ek weet ek sê dit miskien op 'n baie onteologiese manier, maar dit werk werklik so. Partykeer sal ek as prins myself indruk om anders in tale te praat as wat ek gewoonlik praat, want ek sê, Here, ek spreek verborgenhede. Nou, julle, ons kan nie hierdie woorde opmaak nie. Hierdie woorde word in ons mond gelê. En wanneer ek dan nou spreek in tale, ek onthou ek het eendag vir 'n persoon begin bid en ek het in 'n ander taal oorgeslaan en vir hom begin bid, en toe ek in die ander taal begin bid, en dit was ook 'n ander dimensie van in tale spreek, jy weet, nie soos wat ek gewoonlik praat nie, het die Gees van die Here oor daai persoon gekom, en hy het, toe ek my hand op sy kop sit, het hy nie net
agteroor geval nie, hy het letterlik van sy voete af opgelig en toe op die grond geval, want daar was 'n dimensie van die geestelike wat moes plaasgevind het daai dag, en ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, ek weet net dat die Here het 'n baie groot werk in daai man se lewe daardie dag gedoen. So, heel eerstens, begeer dit. Begeer om in tale te spreek. Begeer om dit uit te kan lê. Vat die kans. Vat die kans. Staan op en laat dit uit jou uitkom. Miskien sit jy en jy hoor hoe iemand anders in tale bid en daar begin dinge in jou gedagtes en in jou hart vorm. Staan op en lê dan die taal uit. Ek onthou aan die beginjare hoe ek in die kerk gesit het en ek het sommer so warm geword en dan het ek in tale gespreek, maar moenie wag tot jy warm word nie, want daai is vir ons jong jare, dit is vir ons, moenie wag dat jy warm word nie, staan op en begin spreek in tale. Laat toe dat dit van binne af buite toe gaan. Kry van binne af hierdie taal en begin spreek. Dit gebeur nie net nie, jy moet dit gebeur. Jy moet dit laat gebeur. Dit is 'n stap van geloof, net soos wat dit 'n stap van geloof is om uit te gaan en vir 'n sieke te bid. Net soos wat dit 'n stap van geloof is om die dooies uit die dood op te wek. So is dit 'n stap van geloof om jou mond oop te maak en te begin praat en spreek, al maak jy net klanke vereers. Die Here is getrou, dit is 'n stap van geloof. Moenie staan en wag dat jou mond gevul word nie, begin van binne af na buite toe, gebruik jou stembande. Jy kan net agter my bid en sê vir Hemelse Vader, ek begeer U Heilige Gees en die spreek in tale en die uitleg van tale. Kom en vloei deur my, kom raak my aan en doop my in U Heilige Gees, sodat ek ook in tale kan bid. En dan begin jy. Korendrebe shendrobo sotoroba karabasendrebe tiandaravasho. En as jy sukkel, begin o, e, u, ei, o, i, e, ei. Sit dan die medeklinker by ka, ro, she, we, be, ko. En dan begin jy net vloei, ke, sho, dro, van, dre, be, ki, shendro, bandandarabo, korobo, shekribe, didi, andrava. Ore beshikrobo, sondere vekiriandaraba, shandraba. Ag Vader, ek bid vir elke luisteraar. Ek bid dat sy gevul en hy gevul sal word met die Heilige Gees en sal spreek in tale. Ek bid dat hulle so diep sal aanraak dat hulle in hulle binneste sal ervaar hoe hulle aan die brand steek. Ek bid vir hulle elkeen vir 'n stap van geloof om net voort te gaan en te bid en te spreek in tale. Kore banderobo shotrobo sanderebekia. Eterubo shandrabo sondorobo, bid saam met my. Kerondorobo shetribinderidie. Eshikerobo tikendiribo korobata andrevo sotutu. Ishotrubandarabasekeroboshe. Etukurobo shandraba sondoroba shetrabondoroboku. Worship you, Jesus. Worship you. Kutibetirindiridi shotrobasandebata. Kerandrabashondrababasho. En ek voel die uitleg van hierdie tale is wat die Here sê, ek wil jou mond vul. Ek wil jou mond vul met verborgenhede en misterieuse woorde van die hemel self. Kom, vat 'n stap in geloof en tree nader, sodat ek en jy een kan word in ons spraak en in ons gedagtes. Kom nader, my kind, kom nader, my seun, kom nader, my dogter, en laat my toe, sodat daar strome van lewende water uit jou binneste kan vloei. Hierdie strome wat alreeds soos woorde in jou binneste lê, wil ek kom, en ek wil dit uit jou mond uit laat vloei, soos watervalle, soos strome, soos fonteine, sodat dit my kan verheerlik, en ook die ander mense kan aanraak. Kom, laat ek jou vul, in Jesus naam. Keraboshondrabasi, Kitotorobosandrabasandrabasukuboshikirabasi, Kitondoroboshandrabasandrabotukuruboshikirabondorobosikiribitiandrobosho, Koredindiridibiandroboshandrabasititikiriandrobosho. Dankie, Jesus. Kom ons gaan na die gawe van profesie, wat dan die derde gawe van die 3 spraakgawes is. Die definisie van profesie
is die bonatuurlike vermoë wat deur die Heilige Gees gegee word om aan 'n mens die hart, die wil en die doel van God te spreek. Nou, die profesie, die gawe van profesie is, soos ek aan die begin gesê het van hierdie lesing, is 'n opborreling van jou binneste na jou buitekante toe. Dit werk natuurlik ook saam met woord van kennis, woord van wysheid en ook onderskeiding van gees, maar dit is nie noodwendig altyd 'n openbaring wat jy vooraf kry nie. Dit is ook weer eens 'n stap van geloof om jou mond oop te maak en oor mense te profeteer sonder dat jy vooraf iets gesien het of ervaar het of gehoor het. So 'n gawe van profesie wat ek net voor mense sal staan en ek sê en ek voel dat die Here vir jou vandag sê dat hy is gereed om 'n nuwe deur in jou lewe oop te maak. Hierdie deur aan die ander kant is hierdie trappies wat jou opvat na bonatuurlike plekke toe. Jy het die Here gevra vir meer van hom en meer van die bonatuurlike en hy hoor jou vandag en hy profeteer oor jou vandag dat ek vat jou na hoër plekke toe en ek gaan vir jou wys die hoër plekke. So terwyl ek dit sê, het ek niks gesien nie. Ek het eers terwyl ek dit sê, het ek begin sien die trappies en die deure, maar ek het dit geprofeteer uit 'n plek van my binneste. Nou die Hebreëse woord hiervoor is naba of nabi, wat beteken opborreling. Dit beteken ook profeet of profeteer. So dit beteken om op te borrel soos 'n fontein. So dit gebeur van binne af na buite toe. Die naam van die Here, Jehovah Dabar, beteken God wat spreek, God wat formuleer, God wat skep en aktiveer. 1 Korintiërs 14 vers 3 sê, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting, build up, troos, cheer up, bemoedig en stir up. Ek het 'n baie lang lesing aan die begin van hierdie kursus, die natuur van profesie gegee, en as julle daardie lesing kan luister, sal dit goed wees en dit gaan vir jou baie meer verduidelik oor profesie en wat in die gees gebeur. Maar die gawe van profesie is dat dit iets is wat aan jou binnekant begin opborrel. Kom ons gaan kyk 1 Korintiërs 14 vers 29. Wat die profete betref, laat 2 of 3 aan die woord kom en die ander een dan beoordeel wat gesê is. So dit is dan belangrik ook dat elke profesie beoordeel sal word. En dit word dan ook deur 'n woord van wysheid en deur 'n woord van kennis gedoen en onderskeiding van gees. Dit is ook belangrik dat profesie bevestig sal word en dat daar 'n getuienis sal wees en dat jy 2 of 3 keer 'n woord sal kry voordat jy werklik vorentoe beweeg in sekere dinge wat jy voel jy moet doen. Maar as iemand besig is om te profeteer en iemand anders wat daar sit ontvang 'n openbaring, dan kan die eersgenoemde ophou praat en dan kan julle almal een na die ander 'n beurt kry om ook te profeteer en almal kan leer uit wat gesê word en dan kan almal so aangespoor word. Onthou, mense wat profeteer is in beheer van hulle gees en hulle kan hulle beurt afwag. En hierdie is 'n baie belangrike teksvers. Dit is so belangrik om te weet dat dit help nie dat mense profeteer en almal profeteer op dieselfde tyd gelyk aan een persoon, iemand vir wie luister hy nou, of almal profeteer op dieselfde tyd aan die gemeente vir wie luister hy nou nie. Die woord van God is so belangrik. Dit is woorde van God waarvan ons vokaal dit uitspreek. So dat daar orde sal wees en ook die bring van profesie. Jy bring jou woord en jy gaan sit en die volgende ou bring sy woord en hy gaan sit en die volgende ou bring sy woord en hy gaan sit. Dit is so belangrik om nie mekaar in die rede te val nie. Dit is so belangrik om nie oor mekaar te praat nie en werklik die persoon die kans te gee om te sê wat hy werklik voel. Die Here is besig om te sê op daai oomblik en op daai stadium. So, dit is kortliks oor die gawe van profesie en soos ek gesê, daar's 'n hele lesing oor profesie wat ek in die eerste handleiding bymekaar gesit het, wat jy gerus na kan gaan luister weer en daarna dit kan sien in die handleiding. Maar ek wil vir jou vandag bemoedig en ek wil vir jou sê dat die Here self in jou is die een wat die opborreling doen. Dit is sy gees wat van binne af na buite opborrel en jou in staat stel
om oor mense te profeteer. Moenie altyd wag om te sien, te ervaar of te hoor nie. Jy kan dit doen, dis wonderlik, maar moenie altyd op dit wag nie. Vat 'n stap van geloof en begin profeteer uit 'n plek waar jy niks sien, niks hoor, niks nie. En weet jy wat is die beste manier om dit te doen? En ek sê baie keer vir mense, ek kan nie vir jou sê dat ek vir jou 'n woord het nie, maar ek kan vir jou bid. En die oomblik wat jy vir mense begin bid, dan begin die profetiese woord uitvloei, en dis nog voor jy iets gevoel, hoor of gesien het. So begin vir mense bid, en hoor hoe die profetiese woord uit jou binneste uitvloei. Onthou ook, belangrik om een of ander vorm van opname te hê, as daar enige woord vloei, sodat jy rekord daarvan kan hê. En ek bless jou in Jesus naam, en ek is so opgewonde oor hierdie nuwe seisoen van jou, waar jy gaan uitstap in die spraakgawes ook.